Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. 'n Baie goeie vriendin van my vertel my nou die dag iets wat met haar gebeur het. Iemand kyk haar eendag en vra vir haar, hoekom is jy altyd so happy terwyl jy eintlik niks het om ooglopend oor happy te wees nie? Ek kon daardie vraag nou nie heeltemal mooi uit my kop uitkry nie. Maar hoe langer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, dit sê eintlik iets van ons almal. Ons leef asof daar 'n ongeskrewe reël is, wat sê jou by moet by jou probleme pas. As dit goed gaan, dan mag jy lag, en as dit sleg gaan, dan moet jy ernstig wees. Jy moet moeg lyk as jy probleme het, en jy moet bekommerd lyk. Jy moet wys dat die lewe swaar is en dat jy dit ernstig opneem. Want as jy glimlag terwyl jy sukkel, dan dink mense jy vat die lewe nie ernstig genoeg op nie. En gisteraand het ek dit self beleef. Ek lê in die bed met geweldige spanning oor 'n paar dinge wat in my lewe aangaan. En ek onthou ook by myself gedink het, ek behoort seker vanaand die hele nag wakker te lê hieroor. Dis amper asof iets vir my sê, as jy regtig verantwoordelik is, moet jy nou bekommerd wees. En volgens toe ek wakker word, toe staan ek op en ek is in 'n goeie by en ek het energie. En weet jy wat is die eerste gedagte wat by my opkom? Ek het amper skuldig gevoel. Skuldig omdat ek te midde van al hierdie spanning nog steeds vrede kan ervaar. En toe wonder ek, wie het ooit besluit dat jou reaksie dieselfde grootte as jou krisis moet wees? Wie het gesê jy mag nie glimlag as jou bankrekening leeg is nie? Wie het gesê jy mag nie mooi aantrek as die lewe de mekaar is nie? Wie het gesê jy mag nie lag terwyl jy nog wag vir jou deurbraak nie? Ek wonder of dit nie een van die grootste bygelowe van ons tyd geword het nie, dat jou gemoedstoestand 'n akkurate weerspieëling van jou omstandighede moet wees. Maar laat ek jou iets vra, het jou wakker lê al ooit môre se probleme opgelos? Het jou ernstige gesig al ooit geld in jou rekening inbetaal? Het jou bekommernis al ooit 'n verhouding gesond gemaak? Het jou angs al ooit die uitslag verander? Of steel dit bloot jou energie en jou geluk? Nou Jesus vra 'n ongelooflike vraag in Matteus 6, waar hy sê, wie van julle kan deur om hom te bekommer 1 uur by sy lewe voeg? Wat 'n eenvoudige maar radikale vraag. Jesus sê nie jy gaan nooit probleme hê nie, hy vra net, werk bekommernis. En hier is die ironie, Jesus sê bekommernis kan nie 1 uur by jou lewe voeg nie. Maar vandag weet ons uit sielkunde en mediese navorsing, dat kroniese stres en bekommernis wat aanhou, dikwels ure, dae en selfs jare van jou lewe steel. Dit steel jou slaap, dit steel jou gesondheid, dit steel jou kreatiwiteit, dit steel jou vrede, dit steel jou liefde. En die hartsteerste van alles, dit steel ook jou vermoë om die mooi raak te sien terwyl die lewe nog besig is om te ontvou. Want wanneer ons deur ons probleme ingesuig word, gaan die brein in oorlewingsmodus. Jy kom in veg of vlug of vries. En in daardie toestand raak die wêreld al hoe kleiner. Ons sien net die gevaar, ons sien nie meer die moontlikhede nie. En dis waarom positiewe houdings in 'n mens nie beteken jy ontken die werklikheid of hardloop weg vir die realiteit nie. Dit beteken jy weier om jou werklikheid die enigste waarheid te maak. Viktor Frankl, wat die verskrikking van 'n konsentrasiekamp oorleef het gesê die mens kan byna enige hoe oorleef as hy nog 'n waarom het. Met ander woorde, betekenis is sterker as omstandighede. Oosterse wysheid praat van die tweede pyl. Wat hulle sê, die eerste pyl in die lewe is wat met jou gebeur en wat die lewe na jou toe bring. Maar die tweede pyl is die een wat jy self afskiet wanneer jy glo, nou mag ek nie meer gelukkig wees voordat alles reg is nie. En ek dink baie van ons leef juis so. Ons stel ons vreugde uit, ons stel ons dankbaarheid uit, ons stel die lewe uit. Ons sê, eendag wanneer alles beter is, sal ek weer leef. Maar wat as daardie dag nooit kom nie? Die apostel Paulus skryf uit die tronk uit en sê, verbly julle in die Here. Nie omdat die tronk 'n lekker plek was en hy nie sy realiteit gesien het nie, maar omdat sy vreugde nie in sy omstandighede gelê het nie. Dit het in God gelê. En dis die geheim van geloof. Nie dat jy maak asof alle probleme nie bestaan nie, maar dat jy ontdek, jou vrede hoef nie toestemming by jou probleme te gaan vra nie. Ja, jy kan bang wees en moed hê. Jy kan swaar kry en dankbaar wees. Jy kan min hê en steeds die oorvloed in jou hart ervaar. Dis nie ontvlugting uit die werklikheid uit nie. Dis die diepste vorm van geloof. Want daar gaan altyd rekeninge wees wat betaal moet word. Daar gaan altyd onsekerheid wees. Daar gaan altyd storms wees.
Maar as jy wag totdat alles perfek is, voordat jy jouself toestemming gee om gelukkig te wees en te kan leef, gaan jy waarskynlik nooit begin leef. Miskien is die grootste wonderwerk nie dat God altyd die storm onmiddellik stil maak nie. Miskien is die grootste wonderwerk dat hy vir jou 'n vrede gee wat groter is as die storm. 'n Vrede wat jou steeds laat lag, steeds laat droom, steeds laat lief hê, steeds laat omhels, steeds laat hoop. Want aan die einde van die dag word jou lewe nie bepaal deur die probleme wat jy dra nie, maar deur die betekenis wat jy kies om daarin te vind. Moenie jou vreugde uitstel totdat jou omstandighede vir jou toestemming gee nie. Leef vandag, wees dankbaar, wees lief, omhels. Want vrede is nie die afwesigheid van probleme nie, dis die wete dat selfs wanneer die wêreld om jou bewe, God steeds die vaste grond onder jou voete is. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.